Ons is nou by die laaste deel van hoofstuk 2 en ek wil 'n bietjie met jou gesels oor jou finansiële bydrae. Dis mos 'n verskriklike sensitiewe onderwerp en ons hou nie daarvan om te praat nie, want my geld is my geld en wat ek daarmee doen het niks met niemand te doen nie. Nou, wanneer ons praat oor om te saai, het Paulus baie te sê daaroor. Wanneer dit kom by ons finansiële bydrae. Paulus skryf vir die gemeente in Korinthe en eintlik raas hy met hulle in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 7 sê hy: "Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes." Nou hy praat hier spesifiek van die gemeente se bydrae by die koninkryk van die Here en hy sê elkeen moet gee soos wat hy in sy hart voorgenem het om te gee, nie met teesin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Nou ongelukkig word hierdie verse baie keer uit konteks uitgehaal om te sê, weet jy wat, as jy baie geld gee vir die kerk, dan sal die Here jou in jou persoonlike lewe seën en jy sal die Ferrari kan ry en jy sal rykdom beleef en jou besigheid sal goed gaan en jy sal gesond wees. Maar dis nie eintlik wat hierdie vers sê nie. Wat hierdie vers sê, Paulus sê baie duidelik hier, luister, ek kan nie my werk doen nie omdat julle nie finansiëel bydra nie. Ek kan nie die koninkryk uitdra nie en dit is prakties. Hy moes vir 3 jaar moes hy tente gemaak het omdat die gemeente hom nie genoegsaam bygedra het om homself te dra nie. Nou jy kan nou dink as al die werkers daar buite, al die sendelinge en al die predikante wat voltyds werk vir die Here, skielik voltyds moet gaan werk ook, hoe die bediening se gehalte sal afneem, soos wat Paulus beleef het. En daarom skryf Paulus vir hulle, dink daaroor, as jy karig saai in die koninkryk, dan gaan die koninkryk karig oes. En hy dring aan by hulle om te sê, ouens, julle moet finansiëel bydra. En hier's ek wat saam met Paulus by jou ook vir jou hierdie uitdaging rig om te sê, ouens, ons moet belê, ons moet finansiëel bydra by ons gemeente. Jy moet finansiëel bydra by jou gemeente. Anderste kan die werk van die Here nie, anderste kniehalter jy die werk van die Here. Paulus sê ook vir die gemeente nogal, hy sê, hoor jy, julle moet die geld gereed hê, dat as ek kom, wil ek nie vra nie, julle moet dit net gee. En daardie ding van om te onderneem in jou hart, om in die begin van die maand te sê, Here, ek gee hierdie vir u koninkryk. En daai is 'n bedrag wat jy met die Here ooreenkom, wat jy vir die Here sê, Here, hier's wat ek gee vir u koninkryk. Nou, waarvoor gaan die geld? Dis dalk belangrik om te praat. En ek weet nie waar jy betrokke is nie en wat se gemeente jy betrokke is nie, maar hulle behoort finansiële verslae te doen en dit behoort iets te gaan soos die predikant of die predikante en die personeel kry salarisse. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 4, ons is geregtig op lewensonderhoud. So, predikante moet betaal word en die personeel moet betaal word. Hulle kos geld en hulle is die ouens wat die ratte en goed bymekaar hou, sodat die gemeente kan saamwerk. Ook hulpbehoewendes. Ons moet geld gee vir die hulpbehoewendes en ek sou liewer vir jou aanmoedig om deur 'n gemeente te gee, want as jy vir iemand geld gee by die robot, beteken dit jy gee geld, maar jy deel glad nie die evangelie nie. Waar as jy deur die kanaal van die kerk gaan, dan weet jy die geld kom saam met kos en dit kom saam met die evangelie en dit word verantwoordelik gegee. So dis 'n ander hulpbehoewendes. Ook 'n algemene instandhouding. Ek weet nie of jou gemeente 'n gebou het nie, maar dis iets wat geld kos ongelukkig en daardie rekening moet betaal word. Dan natuurlik sendelinge, mense wat daar ver is, nader en verder, Gideons, Lesotho, Irak, Iran, Japan, waar ook al jou gemeente uitreik, daai geld gaan ook soontoe dat daai mense hulle werk kan doen. En dan ook ander gemeentes, want ons ander gemeentes en ons lees, Paulus het ook geld gaan haal vir die gemeente in Jerusalem om hulle te help. En ons moet weet dat ons as gemeente het ook verantwoordelikheid om ander gemeentes en predikante te help. Nou, hier is die punt wat ek eintlik wil maak is, jy moet bydra. Ek moet bydra. En ek wil jou mooi vra, moenie net niks gee nie. Moenie net niks gee nie. Begin weer om iets te gee. Gaan in gebed en sê vir die Here, Here, hierdie is wat ek bewillig vir my gemeente. Ek wil iets gee. Weet jy, as jy iets gee, is dit makliker om van daar af op te gaan. Maar as jy niks gee nie, daar kan iemand het eendag gesê, luister, die predikant kan nie jou gebede eet nie. Jy moet geld bydra. Dit is maar hoe dit werk en dis wat Paulus ook sê. So, ondersteun jou gemeente finansiëel. Ek kom vra vir jou mooi, terwille van die koninkryk van die Here, dra finansiëel by. Die Here verwag dit van jou. Nou, dit gesê, as jy nêrens het om by te dra nie, waarom ondersteun jy ons nie in hierdie bediening nie? Jy weet waar ons op pad is met hierdie bediening en hierdie kos ook geld. Maar as jy klaar bydra in jou gemeente, moet nou nie verplig voel om hier by te dra nie. Hierdie is 'n gratis diens. Maar as jy nêrens het om by te dra nie, hey, kom help ons. Help vir ons om disippels te maak. Wat disippels maak, wat disippels maak, wat disippels maak. Kyk, jy weet nie, wie ons so aangaan met sê disippels maak,